Hallo en welkom by Droughtmaster SA. Ek staan met Johan van der Nest en ja, as jy nou nie weet nie, een van die manne, die pioniers in van die Droughtmasters in Suid-Afrika. Ek gaan 'n bietjie by hom uitvind wat hy vandag hier sien. Hou ek van wat hy sien. Is hy trots en is dit die visie wat hy gehad het? En ek moet vir jou sê, hierdie is dan wragtig, hoe sou ek sê, mooi is daar nog nooit lelik nie. Kom ons hoor 'n bietjie wat Johan te sê het. Johan, hoe gaan dit? Goed, dankie met jou, Tinus. Baie dankie. Yes. Johan, jy het seker meer as 'n dekade terug, dit is langer terug, amper 2 dekades terug het jy besluit jy wil hierdie beeste moet in Suid-Afrika inkom. Dit is deel van 'n visie gewees. As jy vandag hier deurloop en hierdie aantop veilingsbeeste en bulle en vroulike diere sien, is dit die visie wat jy gehad het jy gedink het gaan ooit so goed uitdraai vir julle? Ja, Tinus, laat ek eers sê, ja, ek is baie nederig vandag en ek is baie trots op dit wat ek sien. En ja, oor die visie wat ek gehad het, hulle in Engels sê, this is living up to the expectations and maybe more. En ek wil vir Johan Pastorius van Antop geluk wens met hy uitstekende aanbod diere. En hy was een van die eerste ouens gewees wat in die Droughtmasters ingeklim het en die resultaat vandag hier is uitstekend. Ek wil dit benadruk en Johan is iemand wat sy huiswerk oordentlik doen en hier aan sy on-top operation, as ek dit so kan sê. Ja, nee, of hy nou mielies plant, doen hy dit baie goed, of hy nou beeste doen hy dit goed, hy doen dit tot op die nommertjie. Ek wil gou 'n bietjie stil staan, ons kyk, ons praat hier in die ras van die dag 1 af het gesê, maar ons sterkpunt is erfdwang, is oor erflikheid, is prepotency. En as ons deur hierdie katalogus blaai en jy sien die diere wat hier staan, die paas, hulle print hulle amper, die een lyk soos die ander. En dit is eintlik spesiaal om hierdie te sien, dit is eintlik 'n voorreg, is dit nie? Ja, absoluut, nee. En ek het dan aanvanklik altyd gesê, well, it's pure cattle common sense. Vandag sê ons voorspelbaar, herhaalbaar en volhoubaar en nou praat ons van erfdwang. En ja, die visie wat ek gehad het, was om diere te teel met erfdwang wat voorspelbaar, herhaalbaar en volhoubaar is. En hier is 'n uitstekende voorbeeld vandag van diere met erfdwang. Daar's baie ander komposiete rasse. En as ons sien wat hier tot stand gekom het en wat se voorbeeld hier is en ons kyk na die genetiese vermoë van hierdie diere om te teel soos wat hulle lyk en te perform soos wat 'n mens presteer, soos wat 'n mens verwag in die katalogus, dan wil ek dit weer benadruk, voorspelbaar, herhaalbaar, volhoubaar. Ja, en dis die visie wat ek gehad het. En ja, ek sê altyd, die kommersiële koeie van die wêreld is die fabriek van vleis. En ons moet genetika vir die kommersiële bedryf beskikbaar stel en teel. En dit was my visie gewees om medium raam, vrugbare, aangepaste, veral vroulike diere te teel, want dis die fabriek. En om die bulle wat uit hierdie koeie uitkom, beskikbaar te stel aan die kommersiële bedryf, ja, dis 'n voorreg. Want dit gaan alles oor wins per hektaar. En die ras was designed to perform in nature. Soos die Engelse sal vir Australië sal sê. Functional efficient cattle you can depend on out in the outback, waar hulle vandaan kom. Wel, niks nou die hele wêreld vol, yes. Ons het vroeër 'n bietjie daar gepraat, jy sê, dit gaan oor die basiskoeie wat jy gebruik, daai vroulike diere, jy daai goed is gelynte wat ons vandag sien. Baie van ons vandag hier staan, kom uit daai oorspronklike diere uit. En dit is selfs die diere, die vroulike diere, wat die verskil gemaak, so daai lynteling wat die verskil gemaak is, iets wat jy beter verstaan as enige iemand van ons. Is dit nog steeds, dink jy, dis nog steeds deel van die visie van die ouens wat vandag teel, dat daai lynteling nog steeds voortgaan, ja, met nuwe genetika wat die gaan, maar dit is nog steeds elke ou se verantwoordelikheid om te verstaan wat hy doen, soos Johan, om dit vorentoe te vat? Ek dink dis essensieel vir enige teeler om 'n teelprogram te hê. En ek dink dit is baie belangrik om op die belangrike eienskappe te konsentreer. En nommer 1 in die lewende hawe bedryf, ons sê altyd vrugbaarheid, maar iets kan nie vrugbaar wees nie aangepas nie, so, maar is deel daarvan. Ja, die vrugbaarheid, en dis hoekom ek so hard klem gelê het op die moederlyne.
Ek het 'n embryo program destyds aan mekaar gesit en uit gekonsentreer op die vrugbaarste moederlyne wat stoetbulle geproduseer het. En dit is hoekom ons so 'n hoë retensie gekry het in ons kudde van bulle. Want ons het gegaan en al die top koeie wat bulle geteel het, gespoel in 'n embryo program. En die res het ons van ontslaag geraak en dadelik het ons 'n retensie van 5-6% bulle wat ons teruggehou het, het is opgeskuif na omtrent 70% toe. En dit net deur die identifisering van die superieure moederlyne en om hulle te paar met bulle wat uit superieure moederlyne uitkom. En ja, ek het dit by die duiwebedryf gereël en baie opgelees oor wat Prof Jan Bonsma ook gedoen het, ja. En baie by die duiwemanne. Ek was bevoorreg om duiweveilings te hou en by hulle geleer. En die generasieintervalle by die duiwe is so vinnig. En ons moet besef by die duiwe gaan dit alles net oor een ding, performance, wen. That's all. So as jy dit wil doen en jy wil wen op die veld en jy gaan selekteer vir die goed wat wen op die veld en in die vleisbedryf, ja, kan jy wen. Ons praat so oor vroulike diere, dan kyk ons hier na lot 12 en ek wil nie wil kan ook na kyk met alle liefde. So ek seker oor die sterker lotte, maar hier is nie 'n pragtige prentjie van wat jy nou gepraat het en dit is 'n ideale prentjie. As jy net kyk na die speengewig wat hier langs staan, as jy kyk, sy is nie te groot nie. Dan nou het vir Theo hulle gesê, kyk hierdie diere, hulle is middel van die pad. Hulle is nie te groot nie, nie te breed nie, nie te hoog nie, en dit is eintlik waarop dit neerkom. En dit is wat vir jou sê, dit is goeie cattle common sense wat hier staan. En dit is jy hoef nie vir iemand te sê hulle kan maar net kom kyk. Ja, wel die koei, sê perfect example van funksionele doeltreffendheid. Sy is alweer dragtig en verdragtig. En kyk wat het sy gespeen 2 maande terug. Dis ongelooflik. En ja, dit gaan uit en uit oor funksionele doeltreffendheid en dit gaan hier is 'n uitstekende voorbeeld van koeidoeltreffendheid. Ek meen 'n TKP van 369 weer dragtig en met so 'n helse kalf. Dis 'n fabriek. Almal wil sulke fabrieke hê in die vleisbedryf. Ja, when a cow can, she can, soos jy ook sê. When a cow can, she can, absolutely. Johan, baie dankie vir die voorreg mee gesels, ek waardeer dit. Ons maak weer so. Dankie Tinus, mooi bly, sterkte vir almal. As hy is altyd lekker om met Johan te gesels, 'n leermeester en ek dink 'n man wat 'n regtig groot verskil maak in hierdie bedryf, baie groter as wat meeste van ons ooit sal besef. Ons sal praat môre weer met jou. As jy nie hier kan wees nie, Meerkat aanlyn en dis môre 17de, dis 'n donderdag hierso by Val. En as jy kan wees, druk hy knoppie op Meerkat. Sien jou nou.